Dierbare God en ons hemelse Vader, watter voorreg is dit nie om net te kan stil raak. Te kan stil raak voor die Almagtige nie. Here, om te kan kom na die Skepper God, Here, wat alles besit, wat alles geskep het, Here, en wat alles is. Here, ons dankie vir hierdie voorreg. Here, ek wil vandag vra dat U asseblief vir ons sal seën. Here, dat U met my sal wees. Here, dat U alles sal wegneem wat skeiding maak tussen my en U, Here. Here, laat U nie sal toelaat dat ek U beroof van enige heerlikheid nie, Here. Here, wees met ons en seën ons, Here, en gaan van sitplek tot sitplek en wys vir elkeen wie Jesus is. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Vir ons skriftuurlesing, blaai asseblief saam met my na 2 Korintiërs 3. 2 Korintiërs 3, ons gaan daarso lees vanaf vers 1 tot 3. Twee Korintiërs 3 vanaf vers 1 tot 3, dit staan ook op die bord. Dit sê, begin ons weer om onsself aan te beveel, of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Julle is ons brief, julle is duidelik 'n brief van Christus, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God. Kom ons sluit net weer die oë. Here, waar ons nou U troonkamer nader, het U 'n belofte gemaak, daar waar 2 of meer in U naam vergader, daar sal U betrokke wees, julle en persoonlik by wees. En ek wil nou vra dat U asseblief in ons midde kom. Dis my gebed in U naam alleen. Amen. So maand of 2 terug stuur JP, hy's besig met 'n toetsreeks en hy moet 'n boodskap daar aanbied in Potchefstroom Kerk met 'n aand met 'n week van gebed, en hy stuur vir my sy boodskap deur en hy vra vir my, pa, kyk net asseblief hierna, ek is baie besig. En sy boodskap gaan oor die kerk en die kerk se doel in die gemeenskap. En hoe die kerk, soos die tempel van ouds, 'n plek moet wees, 'n veilige hawe vir mense wat geestelik stikkend is en geestelik moeg is en geestelik siek is. En terwyl ek so deur hierdie boodskap lees, besef ek by myself, maar wat is my funksie? Wat is my funksie in die kerk? Ja, dit is baie belangrik vir die kerk om daar buite in die gemeenskap 'n plek of 'n hawe van veiligheid te wees vir mense. Maar ek is tog die ou, ek en jy is die mense wat Maandag tot Vrydag, miskien Sondag tot Vrydag, skouers skuur daar buite met die mense. En hierdie vers het my laat dink. So ek wil eintlik vir julle sê dat ek het nie vir julle 'n preek voorberei nie, ek het maar vir my gedagtes wat ek vandag met julle gaan deel. Dit sê hierso dat Paulus sê vir hulle, julle is ons brief. Julle is duidelik 'n brief van Christus, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God. En ek het gewonder, watter beeld van God hou daardie mense, ons praat baie keer van die mense daar buite, daardie mense wat
wat dalk nou nie werklik so geestelik is nie. Daardie mense wat regtig nou nie so vreeslik baie kerk toe gaan nie. Daardie mense wat nou nie regtig hulle Bybel so op 'n daaglikse basis lees nie. As ek hulle moet vra, skryf bietjie vir my 'n brief oor Jaco. Nou ek praat nou nie van julle, my kerkmense nie. Ek praat van die mense, kom ons noem hulle my Maandag tot Vrydag mense. Want julle sien ons altyd die Sabbat Jaco, julle sien die mooi Jaco. Ons sien die mooi van mekaar. As hierdie mense 'n brief moet skryf, die mense met wie ek op 'n daaglikse basis in my werkslewe moet deel, sal hulle ooit enige iets van Jesus in my briewe skryf? En dit het my by die volgende vraag gebring, en ek het gedink, maar wat dink hierdie mense werklik van God? Hoe sien hulle vir God? En ek het by myself begin wonder, hoe sien ek werklik vir God? Weet ek ooit wat God se begeerte was? Wat God se begeertes is? 'n brief van Christus. Wat beteken dit? Is ek ooit 'n brief van Christus af? Ek meen, wat is 'n brief van Christus? Hoe lees jy ooit so 'n brief? Wie lees ooit nog briewe? Ons almal lees ons nou net vandag e-mails. En om hierdie vraag te antwoord, moes ek by die begin begin. Nou die begin vir my is toe God die hemel en die aarde geskaap het in Genesis. Wat het God gesoek? Wat wou God gehad het? Wat was hierdie begeerte van God so erg, dat hy bereid was, dat Jesus Christus bereid was om sy lewe prys te gee? Wie is 'n brief van Jesus Christus? Ek wil julle vra om saam met my te blaai na Genesis 1 vers 26 toe. Genesis 1 vers 26, julle weet, as ek nie kan praat oor 'n versie, dan kan ek nie eintlik praat hiervoor nie. En as ek enigiets sê, nie verwys na 'n vers nie, dan moet julle gaan kyk, want dan praat ek 10 nie die waarheid nie. So hou ook julle Bybels oop, ons gaan so sistematies 'n bietjie verder gaan. Genesis 1 vers 26 lees ek vir ons, en dit sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Nou ons sien hierso dat God wou mense gehad het na sy beeld. Na die beeld van die Godheid wou hy hulle skape. Dit sê vir ons, laat ons mense skape na ons beeld. God wou iemand of iets, God wou 'n wese gehad het na sy beeld, iemand wat met hom kon assosieer. Iemand by wie hy as 'n God kon wees. Nou hoekom sê ek so dat God by die mens wou wees, met die mens kon assosieer? Kom ons kyk so 'n bietjie. Nou ons ken die storie, God skep die mens en die mens sondig. En die mens moes verwyder word daar weg van die boom van die lewe af. Die mens moes uit Eden uit wees, omdat God nie die sonde vir ewig kon laat voortbestaan nie. Maar wou God werklik nog steeds na die sondeval? Wou hy nog steeds by die mens wees? Kom ons kyk wat sê Eksodus 25 vers 8 vir ons. Eksodus 25 vers 8. Moses word hier aangesê deur God om 'n tabernakel of die heiligdom te bou. Maar hoekom gee God vir Moses hierdie opdrag? Ek lees Eksodus 25 vers 8, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. God sê vir Moses, maak vir my 'n heiligdom,
sodat ek tussen julle, in julle midde kan woon, tussen die mense, by die mense kan wees. Nou die heiligdom was 'n blou druk gewees, 'n afskrif van wat God vir Moses gegee het. Die doel daarvan was sodat God sy volk kon leer om te verstaan die plan wat God gehad het om die swaar kry en die ongeregtigheid te laat eindig. En wou God werklik by die mens wees, wou hy by die mens bly, wou hy die mens sy volk maak, wou God sy mense uitsonder, of wou hy hulle laat uitstaan, sodat almal die wêreld moet weet dat hierdie is sy kinders. Ons gaan net so 'n bietjie verder in die Bybel, ons kyk na Eksodus 31 vers 13. Eksodus 31 vers 13, wou die Here sy kinders laat uitstaan. Dit sê vir ons daar, spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my Sabbate onderhou, want dit is 'n teken tussen my en tussen julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. God gee vir sy mense 'n teken. Nou ons kan verseker wees van hierdie teken, want ons lees weer van hierdie teken in Esegiel 20 vers 12. Daar sê dit vir ons, daarby het ek ook my Sabbate aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat dit ek is, die Here, wat hulle heilig. Nou hierdie is 'n paar eeue later. 8 verse later sê die Here dit weer, en heilig my Sabbate, en hulle sal 'n teken wees tussen my en Here, dat julle kan weet dat ek die Here julle God is. OK, so God skep die mens na sy beeld, na die beeld van God skaap hy die mens. Hy gee later, gee hy vir Moses 'n opdrag om 'n heiligdom te bou. Hy wil tussen die mense by sy volk bly. God gee die mens, het ons nou gesien in 'n paar verse, dat daar is 'n teken wat hulle met hom assosieer. Dat daar geweet kan word dat ek die Here julle God is. Nou ons lees ook in die Bybel dat dinge het so bietjie beter begin gaan nadat die volk in Kanaan gekom het, onder die leiding van Joshua hulle, maar later weer val God se volk weg in afgoderry en in sonde. En hulle verloor vir God op 'n stadium amper heeltemal uit die oog uit, en hulle word weggevoer in bandelingskap na plekke soos Babylon toe. Maar jy sien, daar is nog steeds hierdie probleem wat God moet uitsort. Of hy moet die probleem uitsorteer, of hy moet die mens los, sodat die mens self tot vernietiging gaan, en self die prys van sonde betaal. En soos ek sê, of hy wat God is moet dit doen, en God gaan voort met sy plan. En ons ken God se plan. Jesaja voorspel dit vir ons in Jesaja 7 vers 14. Dit sê daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Immanuel. Nou hierdie gebeur presies soos wat Jesaja voorspel het, en dit word weer in Matteus 1 vers 23 voorspel. Dit sê, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. As dit vertaal word, God met ons. So kom ons kyk, God skep die mens na sy beeld, iemand wat met hom kan assosieer. God gee vir Moses 'n opdrag om 'n heiligdom te bou sodat hy tussen die mense kan bly. God gee die mense 'n spesifieke teken sodat sy mense uitgeken kan word dat hy die God is wat hulle geheilig het. God kom self aarde toe om hierdie probleem van sonde uit te sorteer. En hy kom as Immanuel, wat beteken God
met ons. Nou ek dink dis duidelik dat ons nou oral in die Bybel gesien het dat God het 'n begeerte om saam met die mens te wees, om by die mens te wees. Nou net vir ingeval ons dalk nog twyfel. Kom ons kyk nadat hierdie probleem van sonde nou vir ewig nou uitgesort is en die nuwe hemel en die nuwe aarde nou geskep is. Wat is God se begeerte? Kom ons kyk wat sê Openbaring 21 vers 3. Openbaring 21 vers 3. Adrian het nou mooi vir ons gesing daaroor. In daai tyd, eendag as ons voor die Here gaan staan. Dit sê vir ons, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Maar hierdie dit het nie regtig my vraag beantwoord nie, want ek dink nie my verstand kan dit begryp nie. Hoe sien ek werklik vir God? Verstaan ek vir God? Verstaan ek God se begeerte? Die God van die heelal, 'n soewereine, heilige, perfekte God, hy oor en oor aan in die Bybel dat hy by die mense wil wees. Begryp ek werklik God se liefde vir my? Begryp jy God se liefde vir jou? En ek vra myself nou maar, maar wie is nou God se mense? Wie is hierdie mense by wie God wil wees? Is dit die mense wat glo net wat ek glo? Is dit die mense net wat miskien op Saterdag kerk toe gaan? Wie is die mense by wie hierdie God van liefde so graag wil wees vir ewig? En daar kom 'n vraag by my, 'n boodskap by my op, 'n vers wat sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ek dink by myself, maar hierdie is fantastiese nuus vir my. En ek moet my naaste lief hê soos myself. Wat 'n tragedie moet dit nie wees as ek self hierdie dinge nooit geweet het nie. Hierdie dinge wat ons nou net na gekyk het nie. Wat 'n tragedie vir my naaste wat dit dalk nie weet nie. Dalk nie besef nie. Voel ek werklik oor my naaste? Is ek werklik so bekommerd oor my naaste, oor my naaste se ewigheid, soos wat ek oor my eie is? En daai vraag van watter beeld van God het daardie mense, my maandag tot Vrydag mense, daai mense wat in die kerk kom, miskien op begrafnisse of op troues, daai mense wat dalk 'n Bybel het daar in die kas wat onder die stof lê. Hoekom het hulle nie so 'n goeie beeld van God nie? Het ek dalk iets daarmee te doen? Of is dit dalk mense net, hulle wil net die kerk toe gaan nie? En dit het my gebring daar by JP se boodskap, wat gevra het nou, wie of wat stel die kerk voor? Dit is 'n plek waar ons kom om te aanbid, om die Here te loof en die Here te prys. Dis veronderstel om 'n werklike sinagoge of 'n plek van gelowige samekoms te wees. 'n Heilige plek waar ons die Here wil ontmoet. Die Here beloof immers, waar daar 2 of meer in sy naam vergader, daar sal hy teenwoordig wees. Matteus 18 vers 20. En ek het gedink, waar het die volk van Israel bymekaar gekom? Waar was hulle plek van aanbidding? Dit was die tempel gewees.
Dit is waar die heiligdom was. Dit is waar jy God se teenwoordigheid kon kry. Dis waar jy meer van God kon leer. Ek weet, jy stem julle saam. Ek meen, Jesus self het immers as 'n jong mannetjie, 'n jong man op 'n jong ouderdom, het hy geleer in die tempel. As ons kyk na Lukas 2 vers 46, Lukas 2 vers 46, ons weet daar, hulle is op pad terug huis toe, na 3 dae kom hulle agter, hoor, maar Jesus is nie onder ons nie. Lukas 2 vers 46 sê vir ons, en na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van die leraar sit, en na hulle luister en hulle uitvra. Ek meen self Samuel, lank voor dit, ons weet Hanna het 'n belofte gemaak. Sy sê vir die Here, as ek 'n seun kry, dan gaan ek hom bring, laat hy vir u werk. In 1 Samuel 1 vers 24 lees ons, dat sy hierdie seun teruggevat, en sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saamgebring, met 3 bulle en 'n eva meel en 'n sak wyn. Het sy hom gebring in die huis van die Here in Silo, en die seun was nog baie jonk. En ek het so 'n neiging gekry om te begin besef, jy weet jy, hierdie mense wat my ken, hierdie maandag tot Vrydag mense van my, hierdie mense wat vir God nou dalk nie so goed ken nie, hulle moet maar dalk net by die tempel of by die kerk uitkom. Jy weet, so aan die een kant moet God net dit bewerkstellig. So gelukkig aan die een kant is dit nie werklik my probleem nie. En ek het gewonder of ek nie nou maar net kan aangaan met my lewe nie. Ek ben God in sy almag, hy sal hulle na die tempel of na die kerk toe mos kan lei. Die tempel of die kerk wat vandag voorgestel word hier op aarde. As hulle by die kerk kan uitkom, dan kan die predikant, dan kan hy daar vir hulle goeie Bybelstudies gee en hy kan werk met daai mense. Maar hierdie vers het bly in my kop vassit. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Wat beteken hierdie? Dat ek ook in hulle midde kan woon. Kan dit dalk moontlik wees dat God steeds in hulle midde wil woon? Soos ons nou net in die Bybel gesien het, hy nog altyd wou. Hoe gaan God in hierdie mense se midde kom? Hierdie mense wat nie so baie kerk toe gaan nie, hierdie mense wat ek maandag tot Vrydag mee skouers skuur. Hierdie mense wat nie elke dag hulle Bybels lees nie. Ek het al baie met hulle gepraat, weet, as jy 'n kansie kry, jy weet hoe gaan dit, dan praat jy 'n bietjie Bybel, maar hulle luister net niks nie. En soms voel ek het nou al 'n bietjie my deel gedoen. Hierdie ouens moet nou maar op 'n manier die kerk kry of die tempel kry, jy weet. En ek het al in die verlede so 'n paar verse raak gelees oor die tempel. Wat ek onthou het, en ek het hierdie verse so 'n bietjie gaan opsoek en ek het weer daarna gaan kyk. En een van hierdie verse was in 1 Korintiërs 3 vers 16. Dit sê daar vir ons, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie. En ek het gedink, nee, maar wag nou so 'n bietjie. Miskien verstaan ek hierdie verse verkeerd. Jy weet, ek self, hierdie liggaam kan tog nou nie 'n tempel of 'n heilige plek wees waar God se Gees moet wees nie. Ons gebruik altyd hierdie verse as ons wil gesels van gesondheid en as ons mekaar so 'n bietjie wil kappie in die kerk. En ek besef maar daar's baie meer aan hierdie tempel. Hierdie liggaam wat 'n tempel moet wees. En ek het gaan kyk wat het Jesus gesê in Johannes 2 vers 19. En Jesus antwoord hulle, hy praat hier met die Fariseërs.
En hy sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en sal u dit in 3 dae oprig? Vers 21 sê, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Maar ek moes gaan doodseker maak en ek gaan soek nog 'n vers. 1 Korintiërs 6 vers 19. En dit sê daar vir ons, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julle self behoort nie. So hierdie verse sê vir my dat ek, Jaco, en jy wat daar in die bank sit, is 'n tempel, of ons veronderstel om 'n tempel te wees. 'n Tempel van die Heilige Gees wat in julle is. Jesus, ons voorbeeld, het ook verwys na sy liggaam as die tempel, maar die Fariseërs het gedink dat hy praat van die gebou wat jare gevat het om op te bou. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon. Ek vra dit weer, kan dit dalk wees dat God steeds in hulle midde wil woon? 'n Heiligdom of 'n tempel wil hê wat tussen die mense is, wat tussen die mense beweeg. Nou moet ons gaan kyk, maar waar is die tempel vandag? Waar is God se teenwoordigheid, of waar is God se teenwoordigheid veronderstel om te wees? Dit sal nie sin maak om terug te keer na die Ou Testamentiese sakramente toe nie, wat dui op Jesus nie, ons weet dit. Jesus self kan ook nie meer 'n tempel of die teenwoordigheid van God wees tussen die mense nie. Want ons weet Jesus het opgevaar hemel toe. Nou dit het my tot die gevolgtrekking gebring dat as God steeds 'n heiligdom of 'n tempel tussen sy mense wil hê, daardie Maandag tot Vrydag mense met wie ek elke dag deel, daardie mense wat nie so baie in die kerk kom nie, wat nie die binnekant van die tempel werklik so baie sien nie, daardie mense wat sien wie Jaco regtig is van Maandag tot Vrydag, in sy alledaagse lewe, hoe hy optree in die vergaderings as dinge nie sy manier gaan nie. Nie net die Sabbat Jaco wat ons hier by die kerk sien nie. Jy sien, ek en jy, ons is God se briewe. Ons is 'n voorstelling van hom aan die gemeenskap daar buite. Ons is die Bybels wat die sekulêre mense daar buite gaan lees. Ons aksies en ons gewoontes en ons optrede, dis wat die bladsye gaan wees wat daardie mense voor hulle gaan sien. En dis hoe daardie mense Jesus gaan ontdek. Ek gaan vir ons weer afsluit met ons skriftuurgedeelte. Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Amen. Ons dierbare God en ons hemelse Vader, ons kom vandag na U toe, Here, en Here, ek besef dat ek het nodig om my tempel te herbou, Here. Here, ek wil vra dat U vir ons 'n gees stuur soos in die tyd van Haggai, Here, wat sê, staan op, skep moed, en nou gaan ons herbou. Here, ek wil vra dat U die bouwerk moet vooruitgaan, Here. Here, gebruik ons asseblief
sodat U binne ons kan wees. Here, sodat ons kan tempels wees vir U, want U wil in die mense se midde wees. Here, nou wil ek vra dat U asseblief met ons sal gaan, dat U ons sal seën en behoed en bewaar tot ons weer almal bymekaar kom. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.